Nou vanoggend se studie gaan oor die wederkoms van die Here Jesus. Een van die grootste profesieë in die woord van God. Ons het verlede weer gekyk na Openbaring hoofstuk 1 wat gaan oor Johannes op die eiland Patmos, kan jy onthou? En hoe hy die Here Jesus gesien het, onthou jy? En toe het ons gekyk na Openbaring, die eerste paar hoofstukke van Openbaring, wat gegaan het oor die 7 briewe aan die 7 gemeentes, onthou jy dit? En dan het ons daarna gekyk na 'n troon wat in die hemel is. Onthou jy daai groot, heerlike troon waarop God die Vader sit, onthou jy dit nog? Vanmorgen gaan ons aan en die titel van vanmorgen se boodskap is dan die wederkom van Christus Jesus, so en met Palmsondag. Nou as ons weer na die tydlyn kyk, onthou nog die tydlyn wat ons verlede keer gedoen het. Ons het hom verlede keer 'n bietjie vinnig gedoen en ons sal op 'n later stadium sal ons die tydlyn weer doen. Onthou jy reg in die begin het ons die val gehad. Adam en Eva het geval. En direk na die val het hulle 'n altaar gebou, want die mens was verwyder van God gewees en die mens bou weer in die teenwoordigheid van God op. En toe het hulle altaar begin bou, as ons kyk na die geskiedenis, en 'n offerdier was geslag gewees, die offerdier se bloed wat gevloei het God se heiligheid tevrede gestel, dat daar iemand is wat betaal het vir die sonde, die offerdier, en dan het God die volk vergewe. Die mens het 'n behoefte gehad om terug te keer na God. So ons sien in die Ou Testament, reg deur die Ou Testament, was daar altare gewees. Dit was 'n koperaltaar gewees. Koper spreek van oordeel. Koper spreek van oordeel. En dan as die lammetjie geneem was, en hy was geplaas gewees op die koperaltaar, wat in die voorportaal van die tempel was, en die bloed gevloei het, dan het daar versoening gekom tussen die mens en God, omdat sonde kan nooit ongestraf gelaat word nie. Die heiligheid van God vereis dat sonde moet gestraf word. En in die Ou Testament weet ons, daar was offerdiere gewees, daar was 'n koperaltaar gewees, wat die boetedoening, wat betaal het vir die sonde van die mens. En deur dit was hulle regverdig gemaak. Nou die altaar, reg deur die Ou Testament, het teruggewys na die val. En as gevolg van die val was daar 'n altaar gewees. En die doel van die altaar was om versoening te bring tussen die mens en God. Maar die altaar was ook profeties gewees. Die altaar het ook vorentoe gewys. Die altaar het ook vorentoe gewys na wat? Christus wat kom. Na die kruis. Die lam van God wat geslag sou word vir die sonde van jou en my. Sodat daar versoening tussen ons, tussen jou en God kan kom, nie meer deur 'n lammetjie, 'n offerdier wat op 'n altaar geslag was, wie se bloed gevloei het vir die volk, maar
Jesus het gekom. En hy het op die kruis van Golgotha met sy eie bloed betaal. Die Bybel verwys na Jesus as die lam van God. Die lam van God wat gekom het om bekruisig te sterf, sodat sy bloed wat gevloei het, versoening vir jou en vir my bring by Vader. Verstaan jy dit? Nou, omdat Jesus gekom het as die perfekte lam, dit kon nie enige iemand gewees het nie. Dit moes iemand gewees het sonder sonde. En geen mens kon dit doen nie, want alle mense het sonde. Dit moes 'n lam sonder gebrek gewees het. Jesus het gekom, want hy geen gebrek gehad. Hy het die perfekte prys betaal. Dis hoekom hierdie offer wat die Here Jesus gedoen het, was 'n eenmalige offer. Hierdie was 'n voortdurende offer, maar die Here Jesus het betaal met sy eie bloed. En as jy vergifnis vir jou sonde soek, dan gaan jy tot die Here Jesus toe. En jy vra vir die Here om jou te vergewe, om jou te was met sy bloed. En Vader gaan af. En Jesus gaan na Vader toe as die hoëpriester. En hy sê, Vader, vergewe vir Sammy, vergewe vir Jannie. Ek het betaal met my eie bloed. Nou is ons, dit was die Ou Testament, nou kom ons in die Nuwe Testament, want die Nuwe Testament het begin na die opstanding van die Here Jesus uit die dood uit, het die Nuwe Testament begin. En in die Nuwe Testament, net soos wat ons 'n tafel het in die Ou Testament, 'n altaar het in die Ou Testament, het ons in die Nuwe Testament die tafel van die Here, baie mooi. Die tafel van die Here. Eenmaal 'n maand, dan bedien hierso, dan bedien ons hierso die wyn en die brood. Wat spreek van die bloed van die Here Jesus, as ook sy liggaam wat vir jou en vir my verbrysel was. Die tafel wys ook terug na die kruis. Maar die tafel van die Here Jesus is ook profeties, want dit wys vorentoe, wys na wat? Wys na wat? Mense roep dit uit asseblief. Wys na wat? Baie mooi, roep dit nog sterker uit. Wys na die wederkoms van Christus. Baie mooi. Dis lekker as jy deelneem. Wys na die wederkoms van Christus. Hoor wat sê Korintiërs, hoofstuk 11 vers 26. Want so dikwels as julle hierdie brood eet en hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here totdat hy kom. Hy kom. En wanneer die Here Jesus kom hy op 2 fases. Onthou julle, wat is die eerste fase? Baie mooi. Die wegraping. Wat is die Griekse woordjie vir wegraping? Harpazo. Om het geweld weg te ruk, soos 'n bokkie uit 'n leeu se bek. Die harpazo. Die wegraping. Met ander woorde, wanneer die Here Jesus kom hy op 2 fases. Die eerste fase is met die wegraping. Ons gaan op. Is jy daai? Is jy daai? Daar gaan jy. As jou maatjie nie reg is nie, dan bly hy. Dan bly hy. Die harpazo. Die harpazo. So wanneer die Here Jesus kom, dan vind die wegraping plaas en 7 jaar daarna kom hy weer. Maar dan kom hy tot op die Olyfberg en hy sit sy voete fisies op die Olyfberg. Is dit reg so?
Nou toe die Here Jesus na die aarde toe gekom het, het hy gekom as koning. Hulle moes hom kroon as koning. Hulle moes gesê, U is die Messias, U is die Seun van die Allerhoogste God, U is die verwagte Messias waarvan die profete in die Ou Testament van gepraat het, en ons kroon U as ons koning, en ons verlosser, en ons saligmaker. Dit is wat hulle ons gedoen het. Daar's soveel profesieë in die Ou Testament wat gaan rondom dat daar gaan vir julle gebore word in die stadjie van Bethlehem. Gaan vir julle gebore word in 'n stal, die saligmaker, wat die redder is. Hy gaan kom. Het hy gekom? Het hy gekom? Asseblief mense, het hy gekom? Ja, hy het gekom. Gaan hy weer kom? Ja. Net soos hy gekom het, toe hy gebore gewees het in Bethlehem, en hy was in 'n stal gebore, net soos wat die profete vooruit gesien het, vooruit gesê, net so gaan hy weer kom. Maranatha, Jesus kom. Kan jy dit uitroep? Maranatha, Jesus kom. Kan ons dit weer uitroep? Maranatha, Jesus kom. Amen. Amen, glory. Hoor wat sê Micha. Micha hoofstuk 5. Kom ons lees dit. Hier is 'n hele paar gedeeltes wat ons gaan lees vanmôre uit die woord van die Here. Micha hoofstuk 5 vers 1. Die opskrif van hierdie gedeelte sê, voorsegging van die geboorte van die Messias, lang voor die tyd. En jy Bethlehem Efrata, klein om te wees onder die geslagte van Juda. Jesus kom uit die geslag van Juda. Uit jou sal daar vir my, sê Vader, sal vir my uitgaan, een wat in heerser, dis Jesus, in Israel sal wees. Lang voor die tyd, uit jou Bethlehem, Juda, sal die heerser van Israel kom. Matteus hoofstuk 2. Ons lees van vers 3 tot 6. Matteus hoofstuk 2 vers 3 tot 6. En toe koning Herodes dit hoor, was hy ontstel en in die hele Jerusalem saam met hom. En hy het al die owerpriesters en die skrifgeleerders van die volk bymekaar laat kom en by hulle navraag gedoen oor waar die Christus gebore sou word. Net soos wat Micha nou vir ons gesê het. En hulle het vir hom gesê, te Bethlehem in Juda, want so is daar deur die profeet geskrywe. Hulle het hulle geskrifte geken, vers 6. En jy Bethlehem, land van Juda, is volstrek nie die geringste onder die volste van Juda nie, want uit jou sal 'n leidsman voorkom, wat vir my volk Israel 'n herder sal wees. En ons lees in Matteus, dat Jesus is gebore. Sagaria hoofstuk 9 vers 9. Sagaria 9 vers 9. Verheug jou grootliks. Mense, ons kan opgewonde wees. Ons kan jubeling wees. Ons kan fees vier. Verheug jou. Hy praat hier van Palmsondag. Verheug jou grootliks, o dogter van Sion. Juig, o dogter van Jerusalem. Kyk, jou koning kom na jou. Regverdig en 'n oorwinnaar is hy. Nederig is hy. Hy ry op 'n esel. Hy ry op 'n esel, op 'n jong esel, die vol van 'n eselin, sê Sagaria vir ons, lang voordat die Here Jesus ooit gebore was. Hy kom in Jerusalem. Juig, o Jerusalem. Juig,
want julle koning kom. Julle moet hom aanvaar as julle koning, as julle verlosser, as julle saligmaker. Matteus hoofstuk 21, vers 1 tot 11, Palmsondag. En toe hulle naby Jerusalem kom, en in Betfage aan die Olyfberg bereik het, stuur Jesus 2 disippels uit en sê vir hulle, gaan na daardie dorp reg voor julle, en dadelik sal julle 'n eselin vind, wat vasgemaak is, en in vol byhaal. Maak hom los en bring hulle vir my. En as iemand vir julle sê, moet julle antwoord, die Here het hulle nodig. En dadelik sal hy hulle stuur. En dit het alles gebeur, sodat vervul sou word, die woord wat die profeet geskrywe is. Sê vir die dogters van Sion, kyk jou koning kom na jou toe, sagmoedig, en hy sit op 'n esel. Ja, 'n jong esel, die vol van 'n pakdier. Nou wanneer 'n koning op 'n esel sit, en hy gaan die stad in, soos die stad van Jerusalem, dan gaan dit om oorlog te maak. Want die koning sit op 'n esel. Maar wanneer die koning kom in 'n stad in, en hy sit op 'n perd, en hy manskappe saam met hom, op perd, is dit gewoonlik om oorlog te maak. Maar Jesus kom hierso, geen intensie om oorlog te maak nie, geen intensie om bedreiging te wees vir iemand nie. Vers 6, en die disippels het gegaan en gedoen, soos Jesus hulle beveel het. Hulle het die esel en die vul gebring, en hulle klere daarop gelê, en het op daar gaan sit. En die grootste deel van die skare het hulle klere op die pad. Sien jy die prentjie? Sien jy die prentjie vanmôre? Die Here Jesus sit op 'n esel. En as mense wat palmtakke swaai, Hosanna vir die koning! En wat hulle moes gesê, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here. En mense het 'n boorkleed uitgetrek en op die pad gegooi. En daar was opgewondenheid onder die skare gewees. En die grootste gedeelte van die skare het hulle klere op die pad gegooi, en ander het takke van die bome afgekap, en het op die pad gestrooi. En die skare wat voorgeloop het, en die wat gevolg het, het uitgeroep en gesê, Hosanna vir die seun van Dawid, geseënd is hy wat kom in die naam van die Here, Hosanna in die hoogste hemele. Baie het dit uitgeroep, baie het dit uitgeroep. Die Fariseërs en die Sadduseërs, die skrifgeleerdes van die tyd, het dit nie gesê nie. En baie van die mense het dit nie gesê nie. Vers 10, en toe hy Jerusalem inkom, het die hele stad in opskudding geraak en gesê, wie is hierdie man? Wie sê u is hierdie man? Dit is baie belangrik dat jy vanmôre sal sê, wie is hierdie man? Is belangrik dat ons dit sal sê, belyde, sê dit hardop. En die skare het gesê, dit is Jesus, die profeet van Nasaret. Hy is nie maar net die profeet nie, hy is die seun van die Allerhoogste God, hy is die Messias wat gekom het, hy is die koning wat gekom het, in plaas van dit gesê, plaas van dit gesê, hy is die koning, ek buig voor die Heer, o God, maar het gesê, hy is maar net 'n profeet. Die moslims, vra vir die moslims, wie is Jesus? Hy was maar net 'n profeet. Nee, hy is die seun van God. God wat mens geword het, die verwagte Messias, waarvan daar gespreek is, hy gebore word te Bethlehem, dis hy. Kom ons maak ons Bybels oop by Daniël hoofstuk 12.
Maar ons teruggaan na die tydlyn toe. Daar sien ons die wegraal van die plaas gevind. Die kerk van die Here Jesus, wat bestaan uit mense uit, is weggeneem. Nou het dit ons gelees uit die 7 briewe aan die 7 gemeentes. Nou het dit, na die 7de brief, die brief van die Laodicense, was daar ook opene deur in die hemel gewees. En ons het gesien, die beeld het verskyn van die aardse toneel na die hemelse toneel. En Johannes het 'n troon gesien, 'n groot troon, wat omring is met 'n reënboog, wat spreek van God se verbond met die mense, met die aarde nie meer gaan verdelg met water nie. Spreek van die grootheid van God. So kry jy versier op die hemel so op die oomblik. Jy is weggeraap, deur middel van die wegraping. Jy het by die hemel gekom. By die hemelse leermag het jy gekom. Waar God die Vader op die troon sit en Jesus staan, daar is die lam van God, wat geslag was vir jou. En ons sit aan, ons verskyn voor die bema, die regterstoel van God, om krone te ontvang, volgens wat jy vir die Here gedoen het op die aarde. Hoeveel krone is daar wat 'n mens kan ontvang? Baie. Slim mense dit sê. 5 krone. En nadat ons as krone ontvang het, hou ons die grootste partytjie. Wat is daai partytjie? Die bruilofsmaal van die lam. Was jy al op 'n troue gewees? Na die troue is daar 'n groot bakietie. Die bruilofsmaal van die lam. Dit gaan 'n heerlike groot geleentheid wees, want die bruidegom het gekom om sy bruid, dis ek en jy, te kom haal, en ons is verenig met mekaar vir ewig en vir altyd, om nooit weer geskei te word nie. Ons gaan bakietie hou. Is jy opgewonde? Ons sit in die bruilofsmaal van die lam. En nou is daar iets wat moet gebeur. Daar is 7 seels. Ken jy 'n boekrol? 'n boekrol. Met 7 seels. Maar die persoon wat hierdie boekrol ontvang, kan later kyk of iemand hierdie boekrol oopmaak. So hierdie boekrol word verseël totdat dit in die hande kom van die eienaar. En die regte eienaar, hy alleen mag hierdie seels oopbreek en kyk wat daar staan. Wat ons gaan nou lees uit die Bybel uit, is dat hierdie boekrol se seels met al gebreek word. In die hemel het daar 'n roepstem uitgekom. Wees waardig. Wees waardig om hierdie seels te breek. Om hierdie boekrol te neem en sy seels te breek. Want net iemand wat waardig genoeg is, kan hierdie boekrol neem en sy seels verbreek. Maar kom ons gaan na Daniël hoofstuk 12 toe. En ons lees vers 4 en 1. Die laaste woorde. Die verseelde woorde. Luister wat sê vers 1 tot 4 en in die tyd sal Michael, die groot vors wat oor die kinders van jou volk staan, optree. En dit sal 'n tyd van benoudheid wees, die groot verdrukking. Soos daar nie gewees het vandat 'n volk bestaan het, tot op die tyd, die 7 jaar verdrukking. Tot op die tyd nie, maar in die tyd sal jou volk gered word. Elkeen wat in die boek van die lewe staan. Dan lees ons van vers 8 tot 10. En ek het gehoor, maar nie verstaan nie, sê Daniël. Daarom het ek gesê, my Heer, en hy praat hier met die engel Gabriël, my Heer, wat is die uiteinde van hierdie dinge? En die engel Gabriël het gesê, gaan heen daar, want die woorde bly verborge en verseël tot
die tyd van die einde toe. Baie sal gereinig en gesuiwer en gelouter word, maar die goddelose sal goddeloos handel, en geen een van die goddelose mense sal verstaan nie, maar die verstandiges sal dit verstaan. Die goddelose mense sal dit nie verstaan nie, maar jy sal dit verstaan, hoe verstandige. Dan gaan ons nou Openbaring stuk 5 doen. Die boek met die 7 seels, die lam alleen waardig om dit oop te maak. En ek het aan die regterhand van hom wat op die troon sit, 'n boek gesien van binne en buite beskrywe, met 7 seels goed verseël. En ek het 'n sterk engel gesien wat met 'n groot stem uitroep: Wie is waardig om die boek oop te maak en sy seels te breek? En niemand in die hemel of op die aarde of onder die aarde kon die boek oopmaak of daarin kyk nie. En ek het baie geween omdat daar niemand waardig bevind is om die boek oop te maak en te lees of daarin te kyk nie. Toe sê een van die ouderlinge wat die kerk verteenwoordig vir my: Moenie weer nie, kyk, die leeu wat uit die stam van Juda is, die wortel van Dawid, hy het oorwin om die boek oop te maak en sy 7 seels te breek. En ek het gesien en kyk in die middel van die troon en die 4 lewende wesens, en in die middel van die ouderlinge staan daar 'n lam, asof hy geslag is, met 7 horings, praat van krag en autoriteit, met 7 horings en 7 oë, wat die 7 geeste van God is, wat uitgestuur is oor die hele aarde. Hy het gekom en die boek geneem uit die regterhand van hom wat op die troon sit. En toe hy die boek neem, val al die lewende wesens en die 24 ouderlinge voor die lam neer, elkeen met sitters en goue skale wat vol reukwerk is, wat die gebede van die heiliges is. Toe sing hulle 'n nuwe lied en sê: U is waardig om die boek te neem en sy seels oop te maak, want U is geslag en het ons vir ons God met U bloed gekoop uit elke stam en taal en volk en nasie. En het ons konings en priesters vir ons God gemaak, en ons sal as konings op die aarde heers. Ons sal saam met Christus op die aarde heers. Toe sien ek ook 'n stem van baie engele rondom die troon, en van die lewende wesens en die ouderlinge, en hulle getal was 10.000 van 10.000 en duisende van duisende, 'n verskriklike groot getal, wat met 'n groot stem het hulle gesê: Die lam wat geslag is waardig om te ontvang die krag en rykdom en wysheid en sterkte en eer en heerlikheid en lof. Is dit wat U sê vanmôre? En die skepsel wat in die hemel en op die aarde en onder die aarde en wat op die see en alles wat in is, het ek hoor sê: aan hom wat op die troon sit en aan die lam kom toe die lof en die eer en die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. En die 4 lewende wesens het gesê amen, en die 24 ouderlinge het neergeval en hom aanbid wat lewe tot in ewigheid. Wonderlike beeld wat ons sien in die hemelse. En is iets waarmee ek en jy moet wees om eer en lof en waardigheid aan God te gee vir wie hy is, en om te bely hy is die seun van God, die verwagte Messias wat sou gekom het, en die komende koning.
wat gaan kom na hierdie aarde toe. En dis alles wat gebeur in die hemel. Dis alles wat gebeur in die hemel. Al hierdie wonderlike dinge terwyl die 7 jaar van verdrukking op die aarde voortgaan, waar mense verdruk word, waar mense in 'n miljoene doodgaan as gevolg van pestilensies, aardbewings. Oorlog, baie oorlog, moord en doodslag. Terwyl ons hier so gekyk het na die hemelse beeld, kom ons kyk na die 7 jaar van verdrukking, kom ons verskuif die toneel na die aarde toe. Na die 7 jaar van verdrukking. Wie is die koning? Antichrist. Die heerser op die aarde, die 7 jaar van verdrukking, is Antichrist. Luister mooi wat sê Openbaring 6 vers 1 tot 2. Die oopmaak van die eerste 6 seels. En ons gaan vir net stil staan by die eerste 1. Daar word die oopmaak van die eerste 6 seels. Sien ons die perde wat kom. 'n wit perd, 'n rooi perd, 'n swart perd en 'n valperd. En terwyl ons by die perde besig is, gaan ons hoofsaaklik vanoggend stil staan by 2 wit perde. En ons moet onderskei tussen die ruiters op elke wit perd. Openbaring hoofstuk 6 vers 1 en 2. En ek het gesien toe die lam van die seels oopmaak. En ek het een van die 4 lewende wesens hoor sê, soos die geluid van 'n donderslag: Kom, kyk. En ek het gesien en kyk, daar was 'n wit perd. En hy wat daarop sit, het 'n boog. En aan hom is 'n kroon gegee. Iemand het hom koning gemaak. En hy het uitgegaan as 'n oorwinnaar om te oorwin. Wie is die ruiter op die wit perd van Openbaring hoofstuk 6? Kan jy hoor dit? Ek hoor net so 2, 3, 4. Wie is die ruiter op hierdie wit perd van Openbaring hoofstuk 6? Kan jy hoor dit? Antichrist. Iemand het sê vir jouself, sê dit vir die mense om u. Dit moet insink in die wese. Wat het hierdie ruiter in sy hand? 'n boog. Het hy 'n pyl? Nee. Hy kom om oorlog te maak daar in die begin, maar hy het nie 'n pyl nie. Hy bring vrede. En die hele wêreld wat soek na vrede, sê ons het 'n persoon gevind wat vrede maak sonder oorlog. Hierdie ruiter op die wit perd is nie dan Christus Jesus nie. Nee. 'n baie besliste nee. As by Jesus kom hy op die wolk en dryf, maar wat het hy in sy hand? Sê dit hardop. Wanneer God kom, wanneer Jesus kom hy met 'n swaard, want uit sy mond gaan daar 'n skerp, tweesnydende swaard. Kom ons lees Matteus 24. Matteus 24. Die Here Jesus gesels met sy disippels. Hulle sit so in 'n kringetjie. En hy het op die olyfberg gaan sit. Dis Matteus 24 vers 3 tot 5. En hy het op die olyfberg gaan sit. Kom die disippels alleen na hom en sê: Vertel ons, wanneer sal hierdie dinge wees? En wat is die teken van die koms en van die volëinding van die wêreld? En Jesus antwoord en sê vir hulle: Pas op dat niemand julle mislei nie.
Want baie sal onder my naam kom en sê, ek is Christus. En hulle sal baie mense mislei. Baie mense sal kom onder die naam van Jesus en sê hy is Jesus. Matteus 24, vers 23 tot 26. En as iemand vir julle sê, kyk, hier is die Christus, of daar, moet dit nie glo nie. Want daar sal valse Christusse en valse apostels opstaan, en hulle sal groot tekens en wonders doen, om as het moontlik was ook die uitverkorenes te mislei. Weet het nou al. Weet het nou al. Maar daar sal een persoon wees volgens 2 Tessalonisense. 2 Tessalonisense hoofstuk 2. En ons lees van vers 1 tot 4. Een persoon wat die antichrist gaan wees. 2 Tessalonisense 2, dan vers 1 tot 4. Die opskrif hier sê, die wederkoms van Christus sal voorafgegaan word deur die openbaring van die antichrist. Maar ons vra julle broeders met die oog op die wederkoms van ons Here Jesus Christus en ons vereniging met hom, om nie gou julle verstand te verloor of verskrik te word deur die gees of deur woord of deur brief wat van ons afkomstig sou wees nie, asof die dag van Christus daar is. Laat niemand julle op enige ander manier mislei nie, want eers moet die afval kom en die mens van sonde geopenbaar word, die seun van die verderf, die teestander wat hom verhef, hoe al wat God genoem word, of voorwerp van aanbidding is, totdat hy voorwerp van aanbidding is, sodat hy in die tempel van God, as God sal sit en voorgee dat hy God is. Onthou julle nie, dat ek dit vir julle gesê, toe ek nog by julle was. Die antichrist. Die ruiter op die wit perd van Openbaring hoofstuk 6. En hy gaan uit om oorlog te voer. En ons sien die hele wêreld word verdruk onder die regering van antichrist. Kry jy daai prentjie? Oorlog op die aarde soos wat nog nooit was nie. Mense sterf in oorlog by die miljoene. Ons sal later by 'n latere geleentheid ons die res van die perde kyk, die res van die perde wat volg. Daai rooi perd staan vir bloed wat gaan kom. Dis die grootste oorlog wat gaan kom. Ek sal vir julle syfers gee van hoeveel miljoene mense gaan sterf in die oorlog. Die swart perd gaan kom, die vaal perd gaan kom, hongersdode wat die wêreld se geskiedenis nog nooit ervaar het nie. Kos om te eet sal baie min wees. En terwyl al die dinge besig is om op te bou soos 'n vrou wat in barensnood is, wat pynne kry in die begin, maar die pynne word al sterker, sal die verhaal wees in die 7 jaar van verdrukking. Nou moet ons 'n paar dinge lees, waar die Bybel van praat, wat min of meer hier gaan gebeur. Ons is nou hierso. Al die dinge gebeur. Maar hoor wat sê die Bybel? Ons gaan na Sagaria hoofstuk 14. Onthou net, ons is nou, wat ons alles gaan lees, gaan rondom die slag van Armageddon, die laaste oorlog wat plaasvind op die aarde. Dit gaan rondom die feit dat die Here Jesus gaan kom aan die einde van die 7 jaar van verdrukking, waar hy op die Olyfberg gaan verskyn. Kom ons lees Sagaria. Sagaria hoofstuk 14.
van vers 1 tot 4. Kyk, daar kom 'n dag vir die Here. Daar kom 'n dag vir die Here, van Jesaja 7:13. Dan sal wat van jou buitgemaak is, binne in jou verdeel word, o Jerusalem. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem. So die Here sal die nasies bymekaar maak, rondom die Olyfberg in Jerusalem, waar God met hulle gaan afreken. My weet wat is so ironies. Die Here gebruik die Satan om te doen, en die Antichrist om te doen. Dit staan nie so. Want ek sal al die nasies versamel. Die Here gebruik die goddelose tot sy eer. Al die nasies, hy gebruik die Satan en die Antichrist en die valse profeet om die nasies te versamel vir hierdie oorlog, want die Here wil hulle daar hê. Hy gaan daar met hulle afreken. Want ek sal al die nasies versamel om oorlog te voer teen Jerusalem en die stad sal ingeneem word en die huise geplunder en die vroue onteer word en die helfte van die stad sal uitgaan in ballingskap. In ander woorde sal uit Jerusalem uitvlug na 'n sekere plek toe, seker Petra. Maar die oorige deel van die bevolking sal nie uit die stad uitgeroei word nie. En die Here sal uittrek en stryd voer teen die nasies, soos op die dag van sy stryd, die dag van oorlog. So dis 'n dag van oorlog. En in die dag sal sy voet staan op die Olyfberg wat voor Jerusalem lê aan die ooste kant, en die Olyfberg sal middeldeur gesplyt word van oos na wes, wat 'n baie groot dal, en die een helfte van die berg sal wegwyk na die noorde, en die ander een sal wegwyk na die suide. Ons lees op vers 12 en 13, luister na hierdie oorlog. Luister mooi, al hierdie mense versamel rondom Jerusalem, en die Here kom om hierdie oorlog te voer, en ek en jy kom ook saam, en die Heilige Gees kom ook saam. Maar die Here voer oorlog met sy plaag. Weet jy dit? Want daar Egypte na plaag kom, springkaan. So daar is plaag. As jy kyk na die oorlog van die Here gedoen het vir Israel, dan 4 gekom. Nou weet jy? Luister nou na hierdie oorlog. Sagaria hoofstuk 14, vers 12 tot 13. En dit sal die plaag wees, waarmee die Here al die volke sal tref, wat opgetrek het om teen Jerusalem te veg. Hy sal hulle vlees laat verteer, terwyl hulle nog op hulle voete staan, en hulle oë sal wegteer in hulle holtes, en hulle tonge sal verteer in hulle mond. En in die dag sal 'n groot verwarring van die Here onder hulle kom, sodat die een die hand van die ander sal gryp, en die hand van die een wat hom sal verhef teen die hand van 'n ander. Hulle sal hulle hande teen mekaar lig. Ons gaan terug van Matteus hoofstuk 24. Die wraak van ons God, die oorlog van ons God, die slag van Armagedon. Matteus hoofstuk 24. Vers 29 en 30. Die koms van die seun van die mens, en daardie tye verdrukking van daardie dae, sal die son verduister word, en die maan sal sy glans nie gee nie, en die sterre sal van die hemel val, en die kragte van die hemele sal geskit word, son, maan en sterre. En dan sal die teken van die seun van die mens in die hemel verskyn. En dan sal al die stamme van die aarde rou bedryf, en die seun van die mens sien kom op die wolke van die hemel met groot krag en heerlikheid.
Luister wat sê Jesaja. Jesaja hoofstuk 63. Ons lees Jesaja 63 vanaf vers 1 tot 6. Die Here Jesus kom. Die Here Jesus kom om op die Olyfberg sy voet neer te sit. Jesaja 63 vers 1 tot 6. Wie is dit wat daar aankom uit Edom? Met bloedrooi klere. Mense, as jy na 'n wynplaas toe gaan en hulle maak wyn, en baie keer as hulle dit self trap, dan is dit soos 'n vaat, né? 'n vaat. Weet jy die prentjie? En hulle gooi al die druiwe daar. En die mense se voete is skoon. En hulle staan daar en hulle trap die druiwe. En langs die vaatjie het jy so 'n pypie. En die sap loop weer deur daai pypie in 'n houer. Nee? En soos wat hulle trap, spat van die sap van die druiwe op die klere. Die Here se kleed is rooi. Hy is die een. Hy is die een wat hierso by Armageddon die wynpers trap. Het jy dit? Hy trap die wynpers. Hy vertrap die nasies. Hy maak oorlog teen die nasies. Die bloed spat teen sy klere. Dis 'n tyd van oorlog, mense. Met bloedrooi klere daar, wat agteroor buig in die volheid van sy krag. Dit is ek wat die geregtigheid spreek, wat magtig is om te verlos. Waarom is die gewaad so rooi en die klere soos een wat die wynpers trap? Terwyl die antichrist lekker aangaan met sy oorlog en die nasies, die goddelose mense, nader trek na Jerusalem. En hulle is besig en hulle wil Israel inval. Is daar iets wat besig om te gebeur? Sien jy dit? Die koning van die konings kom. Die Here van die Here kom. Ek het die pers alleen getrap. En van die volke was niemand by my nie. En ek het hulle getrap in my toorn. En hulle vertrap in my grimmigheid. Sodat hulle lewenssap op my klere gespat het. En ek het my hele gewaad bevlek het. Want die dag van wraak was in my hart. En die jaar van my verlossing het gekom. En ek het uitgekyk, maar daar was geen helper nie. En ek het my verbaas, maar daar was niemand wat ondersteun nie. Toe het my arm my gehelp en my grimmigheid het my ondersteun. En ek het volke vertrap in my toorn en hulle dronk gemaak in my grimmigheid en ek het hulle lewenssap op die aarde laat afloop. My kom die vraag toe, sê onze God. Amen. Dan lees ons van een laaste gedeelte. En hiermee sluit ons af. Openbaring hoofstuk 19. En hier sal Openbaring hoofstuk 19 vers 11 tot 21. Sien ons nog 'n tyd. Die wit perd van Openbaring hoofstuk 19. Wie is hy? Mense kan nie hoor. Roep het uit. Jesus. Openbaring 19 spreek van Jesus, terwyl die mense nog besig is met hulle goddelose oorlog, wat hulle wil voer teen Israel. Hoor wat besig is om te gebeur. Die wit ruiter op die perd van Openbaring hoofstuk 19. Ons gaan dit lees en dit vra jy asseblief terwyl ons dit lees. Erken volgens dit wat hier staan. Wie is hierdie wit? Wie is hierdie ruiter op hierdie wit perd? Oorwinning van Christus oor die diep en die valse profeet. Toe het ek die hemel geopen gesien en daar was 'n wit perd en hy wat daarop sit word genoem
getrou en waaragtig. En hy oordeel en voer oorlog in geregtigheid. En sy oë is soos 'n vuurvlam. Wie sy oë is soos 'n vuurvlam? Johannes het hom gesien op die eiland van Patmos. En sy oë was soos 'n vuurvlam. En op sy hoof was baie krone, want hy is die koning van die konings. En hy is die Here van die Here oor die hele aarde. Wie het een kroon? En hy was bekleed met 'n kleed wat in bloed gedoop was. En sy naam is die woord van God. En die leers van die hemel het hom gevolg om wit perde, bekleed met win en rein linne, want hulle is gewas met die bloed van die lam. Hulle is geregverdig. En uit sy mond gaan daar 'n skerp tweesnydende swaard om die nasies daarmee te slaan. En hy sal hulle met 'n ysterstaf regeer. En hy trap die paskyk van die wyn, van die grimmigheid en van die toorn van die almagtige God. En hy dra op sy kleed en op sy hoof en op sy heup die naam wat geskrywe is, die koning van die konings en die Here van die Here. En ek het een engel sien staan in die son, en hy het met 'n groot stem uitgeroep en vir al die voëls gesê wat in die middel van die lugvlieg, die aasvoëls, kom hierheen en versamel julle tot die maaltyd van die groote God. En julle kan eet die vlees van die konings en die vlees van die owerstes oor duisende en die vlees oor die sterkes en die vlees van die perde en van die wat daarop sit en die vlees van almal, vrye mense sowel as slawe, klein sowel as groot, the mighty and the least, vers 19. En ek het die dier en die konings van die aarde en hulle leers versamel gesien om oorlog te voer teen hom wat op die perd sit en teen sy leer. En die dier is gevangene geneem en saam met hom, in ander woorde die antichrist, is gevangene geneem en saam met hom die valse profeet wat die tekens in sy teenwoordigheid gedoen het. En waarmee hulle die mense verlei het, wat die merk van die dier ontvang het en sy beeld aanbid het. Lewen is die twee, gewerk by die vuurpoel wat met swaal brand, en die ander is gedood met die swaard wat uit die mond gaan van hom wat op die perd sit, en al die voëls was versadig gewees. Maranatha! Amen. Maranatha! Amen. Maranatha! Jesus kom. Hy kom vir jou. Hy kom vir my. Is jy opgewonde? Kan ons dit weer eens uitdoen? Maranatha! Maranatha! Jesus kom. Jesus kom. Sy koms is voor die deur. Word wakker, kerk. Word wakker, kerk. Amen. Dis hierdie ding vir ons om te bepaal die tyd en die uur nie. Vir ons is dit nodig om die waarskuwing uit te roep. Maranatha, Jesus kom. Wees wakker, kerk. Wees wakker. Wees wakker. Once more the side, people were gathered. Oh,
Wat 'n naam vir Jesus. Kom ons staan, kom ons vereer Heer. Halleluja, hy is die een wat weer gekom. Halleluja, ons moet uitverwonder op Palm Sondag. Hy is die Messias, die koning van die konings wat gaan kom. Halleluja, halleluja. Maranatha, Jesus kom. Amen. Oh, ons prys die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, ons loof die Here. Halleluja, halleluja, halleluja. En al wat die troon sit en aan die mond. Kom vir die lof van die Here. Die Here vir die kracht. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, ons loof. Halleluja, halleluja. Die is wie sê, die is dit. Oh, ons loof. Ons prys. Halleluja. Halleluja, halleluja, halleluja. Oh, ons prys. Halleluja. Kom weer, Jesus. Kom weer, Jesus. Halleluja, halleluja, halleluja. Vergoedmoedig jou opnieuw voor die Here vanmorgen. Heilig jezelf opnieuw voor die Here. Wees gereed bruid van God. Wees gereed bruid. Halleluja, sy komst is voor die Here. Halleluja, halleluja. Maak recht verhoren wat recht gemaakt is. Maak recht. Jou koning kom. Hy kom. Hy kom. Prijs die Here. Halleluja. Halleluja, halleluja. Oh, For Jesus has risen and soon will
uitroep, Maranatha, Jesus kom. Maranatha, Jesus kom. Nog eenmaal asseblief. Maranatha, Jesus kom. Halleluja. Kom ons kry ooit saam, ons gaan juig na die broer. Ons gaan groot, gaan ons groot. Halleluja. Ons gaan hom groot as ons koning en verlossing. Halleluja. Ons gaan God is groot. Jesus kom weer. Amen. Hy kom om sy kinders te kom haal. Is jy gereed? Hy kom vir 'n skoonbruid. Hy kom vir 'n bruid wat verwagtend is. Hy kom vir 'n bruid wat reg is om dan sy bruid te kom haal. Amen. Die konferensie het begin. En hy gaan aan vanaand en hy gaan aan volgende week. Amen. En ons gaan Goeie Vrydag, gaan ons die nagmaal herdenk, gaan ons terugkyk, maar ons gaan ook vorentoe kyk. Amen. En ek loof die Here vir die verwagting wat daar in my en jou gees is. Ons gaan op U wag ook vir 'n liefde